vanmôre is Filippense 2. Filippense 2 vers 5 tot 9. Dis in die 83 vertaling van die Bybel, as julle dit graag sou wil opsoek. Filippense 2. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke een wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Kinders kan gou hier voor sit, sommer hier in die eerste ry. Ek wil gou vir julle 'n ding vra. Ek het nou hier 2 ballonne saamgebring. Ok, julle, ek het nou 'n ballon hier so op my hand. Dink julle as ek hom in die lug gooi, gaan hy in die lug bly? Hoekom nie? Gaan hy? Hoekom? Serieus? Ok, so hy moet helium in hê, en dan sal hy daar in die lug bly, né? Maar hoekom wil hy sonder helium nie ook in die lug bly? Is hy dan swaar? Ok, en wat gebeur as 'n ding swaar is? Dan gaan hy dan val, nee. So, ja, daar is natuurwette. Nou sê ek 'n baie groot woord, net, maar daar is wette wat sê, ek dink is Newton se wette. Okay, yeah. What goes up must come down. That's the law of gravity. Wat opgaan moet afkom, nee. Waarom? Want die aarde het 'n suigkrag, nee, 'n krag wat hierdie ballon weer aarde toe trek nadat ek hom in die lug gooi. Ons noem dit gravitasiekrag of swaartekrag. En daarom val die ballon weer grond toe nadat ek hom in die lug opgegooi het. Maar weet julle wat? Dis nie hoe dit in die kerk werk. In die kerk werk dit 'n bietjie anders. Ons het nou net gesê wat opgaan moet weer afkom, nee. Maar in die kerk werk dit andersom. Wat afgaan moet weer opgaan.
Maak dit sin? Verstaan julle dit? Ja, ek het nie gedink hulle gaan, nee. Dink julle hierdie ander mense wat hier so sit verstaan wat ek nou gesê het? Wat dink julle? Lyk my, hulle skud ook hulle koppe nie. Hierdie dominee het nou heeltemal laf geraak. Nee, dit wat afgaan kan nie net sommer self weer opgaan nie, tensy hy helium in het, nee. Ja, dit is net helium wat dit gaan doen. Of as hy elasties is, nee, 'n balletjie is wat kan hop, nee, dan val hy en dan op, dan spring hy op. Nee, maar hy gaan weer afkom. Nee. En dan gaan hy weer op. Nee, jy daar sê, jongen. Ja. In die kerk werk dinge anders. In die kerk is dit wat afgaan, is dit wat weer opgaan. Hier op aarde is dit wat opgaan, wat weer afgaan. Ek weet julle verstaan nie, maar julle sal net nou verstaan, hoor. En ek weet almal hierso is nou baie nuuskierig om te weet, waarvan praat hierdie dominee nou? Gaan sit hier by my pa. Baie dankie. Ja, vriende, ek het nie heeltemal die kliks kwyt geraak nie. Dit klink dalk partykeer so, maar ek het nie heeltemal nie. Ons ken mos die wette van Newton, gravitasiekrag en so aan, en dit wat opgaan moet weer afkom. Ek bedoel, dis 'n gegewe. Maar wanneer dit gaan oor disippelskap, wanneer dit daaroor gaan dat ek 'n Jesus mens is, dat ek aan Jesus behoort, dan word hierdie wet omgedraai. Dan is dit 'n kwessie van dit wat afgaan, gaan weer op. Ek gaan verduidelik. Ons teks wat ons gelees het vanoggend, Filippense 2 vers 5 tot 9, het sulke trefwoordjies. As jy hom lees en julle kan nou vanaand by die huis daai trefwoordjies in jou Bybel gaan onderstreep of gaan highlight. Maar die heel eerste trefwoord wat vir my oog gevang het, is sommer die heel eerste woord, wat sê in vers 5, dieselfde. Daai woordjie dieselfde is die eerste trefwoord. Hoekom is hierdie woord belangrik in hierdie sin en in hierdie teksgedeelte? En wat beteken dieselfde? Dieselfde beteken ons doen dieselfde, ons dink saam, ons dink soos mekaar, ons doen soos mekaar, ons tree op soos mekaar, ons doen nie anders as mekaar. Ons doen soos mekaar. Ons teks begin met hierdie woorde, dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was, moet ook in julle wees. Ons as disippels, as Jesus mense, moet dus nie anders as Jesus wees nie. Ons moenie anders dink nie anders optree nie anders wees as wat Jesus was en is dieselfde. Die tweede woordjie, trefwoordjie, is ook in vers 5. En dis die woordjie gesindheid. Julle kan hom ook onderstel. Die woordjie gesindheid is 'n moeilike woord en is nie heeltemal 'n baie goeie vertaling van die Griekse woord wat daar so staan. Want sien, die woordjie gesindheid laat 'n ou dink, ek moet net soos dieselfde voel. Ek moet net soos in selfde wees op 'n manier. Maar dis nie heeltemal wat die teks probeer sê nie. Die teks wil dit baie sterker sê. Wil dit baie meer kragtig deurdring na ons toe. En sommige Engelse vertalings, dink ek,
het dit die beste gesê, wanneer daar so staan, ons moet, en nou sê ek dit in Engels, the mind of Christ hê. Ons moet Christ-minded wees. Want sien, dis nie net 'n gesindheid nie, dis nie net 'n gevoel nie. Dis ook 'n denkproses. Alles wat ons dink in die lewe begin maar in ons denke, né? Alles wat ons doen begin hier waar ons dink. Dit bepaal ons optrede na buite toe. So Paulus kom sê in hierdie heel eerste vers, dieselfde mind of Christ, dieselfde manier van dink as Jesus, moet julle ook in julle hê. Want uiteindelik, as julle soos Jesus dink, gaan julle soos Jesus optree en leef. Romeine 12 vers 2 sê Paulus dit weer so mooi as hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander. Hoe gaan God ons verander? Deur julle denke te vernuwe. Die ou manier van dink is om te dink soos wat sondige mense dink. Dis om teen God se wil in te gaan, om dit te doen wat nie vir God goed en reg is nie. Die nuwe manier van dink is om soos Christus te dink. En dit is 'n denkpatroon wat lei tot positiewe opbouende aksies na buite. Waar die ou manier van dink 'n denkproses was wat gelei het tot allerlei verkeerde optredes en verkeerde gesindhede, verkeerde maniere van leef. Paulus sê sommer al in die eerste vers, ek en jy moet op so 'n manier dink, dat ons uiteindelik soos Christus dink, want as ons soos Christus dink, sal ons uiteindelik soos Christus begin optree in die wêreld. Vers 6. Hier is weer 'n trefwoordjie. En die trefwoordjie hier is die woordjie vasklem. Vasklem. Daar word vir ons hierdie prentjie geskets van Jesus wat nie gedink het dat dit belangrik is dat hy aan sy God gelyke bestaanswyse moet vasklem in die hemel. Maar wanneer ek hierdie woordjie vasklem sien, dan sien ek twee prentjies in my kop opkom. Die een is van boei, van 'n gevangene wat vasgemaak is, geboei is en nêrens heen kan gaan nie, behalwe vir daai stukkie wat die ketting om toelaat om te gaan. En dis presies wat die sonde kom doen. Die sonde in ons lewe het ons kom boei, kom vasmaak, sodat ons uiteindelik nie vir God in hierdie wêreld bruikbaar kon wees nie. Dat nie vir God in hierdie wêreld iets kon beteken. Die tweede prentjie wat in my kop opkom is bosstiek. Gom. Daai baie sterk gom wat as jy jou vingers so daar 'n bietjie tussen jou vingers beland, dan sukkel jy om hulle later uitmekaar te kry, né? Die eerste manier hoe ek en jy nuut begin dink, sodat ons anders kan begin optree in die wêreld, is deur nie 'n bosstiek gesindheid in hierdie lewe te hê. Nie 'n bosstiek denkwyse te hê. 'n Denkwyse wat net vashou aan alles om ons. Jesus het nie 'n bosstiek mentaliteit gehad nie. Ons is geneig baie keer in ons lewe en veral as ons nog
vashou aan die ou mens, aan die ou lewe, aan die ou maniere van dink, om vas te klem aan goed in ons lewe. Om bostiek denke te openbaar, aan ons besittings byvoorbeeld so vas te hou, dat ons amper niks daarmee kan doen. Om aan ons gemak en ons gerief vas te hou. Om, partykeer selfs aan ons kultuur en taal so vas te hou, dat dit soos bostiek is. En ons vashou. Baie keer het dit te doen met selfverwesenlikking. Ek wil die beste van myself kan maak en daarin sit ek al my energie en bou ek myself op en ek wil myself handhaaf in hierdie wêreld en niemand gaan vir my sê wat reg en verkeerd is nie. Ek weet wat reg en verkeerd is en selfsug, net my eie belang, net my eie goed en selfregverdiging. Ek het iets verkeerd gedoen. En in plaas daarvan om jammer te sê, wil ek reg wees. En probeer ek my reg praat uit die moeilikheid. Mag en status is ook goed waarin ons baie keer vasklem. Nou kom ek sê net ook dit. Die goed op sigself is nie sonde nie. Dis nie verkeerd om besittings te wil hê en om gemak en gerief te geniet nie. Maar wanneer dit soos bostiek word en jou vasklem, dan is dit 'n probleem. Ongelukkig gebeur dit ook baie keer in die kerk, dat hierdie hele ding van vasklem aan my magsposisie binne die kerk, my aansien binne die geloofsgemeenskap, wat dit ook al mag wees, verhinder dat God se werk in hierdie wêreld kan gebeur. In hierdie teks word Christus vir ons voorgehou as die volmaakte voorbeeld van hoe ons denke moet wees, sodat ons nie bostiek denke het nie, sodat ons nie sal vasklem aan alles nie. Jesus word in hierdie teks vir ons uitgebeeld as 'n model van nederigheid, van selfverloning, van kruisdra. Waarom? Want sy oog is op ander en nie op homself. Sy oog was op elke een van ons. Elke een van ons was die rede waarom hy nie 'n bostiek denkwyse gehad het. Ons leer in hierdie tekste is dat wanneer jy nie bostiek denke het nie, dat jy denke het van kwesbare diensbaarheid. Die kern hier, liewe vriende, is Christus gee die hoogste moontlike status wat daar in hierdie hele heelal is, prys om die heel laagste moontlike rol sy eie in hierdie lewe te maak. Terwille van my en jou. Terwille van my en jou. Wat vir my tref uit hierdie gedeelte, as ek dit in een sinnetjie kan saamvat, is dat die koninkryk van God kom deur kwesbare diens. Deur kwesbare diens breek die koninkryk van God deur in hierdie wêreld. Nie deur eie eer te soek en eie belang.
Dis 'n denkwyse om ter wille van ander, in die plek van ander, te gaan staan en te leef, sodat 'n nuwe geloofsgemeenskap uiteindelik moontlik word. Want dis wat met Jesus gebeur het. Jesus het alles prys gegee, hierdie ongelooflike troonsaal van die hemel. En hy het 'n slaaf op aarde geword. En wat was die gevolg daarvan? 'n geloofsgemeenskap soos hierdie. Vers 7. Eintlik vers 7 en vers 8 is daar een woordjie wat 2 keer voorkom, wat weer so 'n trefwoordjie is. Dis die woordjie verneder. En in vers 8 staan daar verder verneder. Die woordjie verneder beteken om jouself klein te maak. Nie groot nie, nie belangrik nie, nie in aansien toe te neem nie, maar om klein te word. Onbelangrik. Julle het dit gesien, Christus het mens geword. Slaaf geword, soos 'n rower aan 'n kruis, 'n misdadiger geword. In vers 8 is daar nog 'n trefwoordjie, en dis die trefwoordjie gehoorsaam. Hier is vir my 'n pragtige woordspeling, want die woord bestaan uit gehoor en saam. Gehoor is om eers God te hoor, sodat ek en jy saam met die Heilige Gees God se wil kan gaan doen. So die nuwe denkproses, die denke wat verander, die denke wat tot nuwe optrede lei, is 'n denke wat bereid is om God se stem te hoor en God se wil met die leiding van die Heilige Gees te gaan doen. Dis presies wat Jesus gedoen het. Uit absolute gehoorsaamheid aan God die Vader, lees ons in die Johannes Evangelie, hoofstuk 5 as ek reg onthou, dat Jesus nooit iets gedoen het, as hy dit nie by die Vader gesien het nie. En hy het nooit iets gesê, as die Vader het nie vir hom gesê om dit te sê. Nou hier sal julle nou verstaan, dat dit wat afkom in die koninkryk van God weer opgaan. Anders as die gravitasiekrag waaraan ek en jy gewoond is, van goed wat opgaan, wat weer afkom. Want sien, in vers 9 lees ons, dat deur die gehoorsaamheid van Christus, deur die feit dat hy na God die Vader geluister het en deur die leiding van die Heilige Gees God se wil gaan doen het God hom uitsonderlike eer gegee, sê vers 9. Die Afrikaans doen weer eens nie geregtigheid aan dit wat daar staan. Letterlik staan daar, God gee uitsonderlike eer, besonderse eer aan Christus, omdat hy gehoorsaam was. En dan lees ons, gebeur daar 'n wonderwerk, dwars deur die hele wêreld. Hulle wat in die hemel is, hulle wat op die aarde is, hulle wat onder die aarde is, hulle almal, elke mens, of jy nou Jesus geken het of nie, elke een se knie buig, elke een se tong getuig, wat? Dat hierdie Jesus is die Here. En dit was die kortste belydenis wat die vroeë kerk ooit gehad het.
was om te sê, Jesus is Here, Jesus is Kyrios. En dit was lynreg, liewe vriende, teen die grein van die samelewing in. Want die Romeinse owerhede, die Romeinse wêreld het geglo, Caesar is Kyrios, Caesar is Here. Maar omdat Jesus gehoorsaam was, het God hom uitsonderlike eer gegee en hom beklee met allerhande mag en gesag en heerlikheid, sodat elke knie uiteindelik buig en elke tong getuig dat nie Caesar Here is nie, maar dat Christus Here is. God gee. God gryp nie. God hou nie vas nie. Christus wys ons die pad waar langs ware eer en glorie in hierdie wêreld verkry kan word. Eers wanneer ek onder toe gaan, kan ek boontoe gaan. Wil hierdie teks vir ons sê. Eers wanneer ek na onder toe leef, na my mindere toe leef, ek my so vereenselwig met die mindere in my lewe en nie vasklem aan wie ek is en hoe belangrik ek is. Eers dan volg die eer. Ons sien dit in Jesus se lewe. Die koninkryk van God kom deur kwesbare diensbaarheid. Ons neem deel aan die koms van God se koninkryk hier op aarde. Deur kwesbaar, diensbaar te wees. Amen.